Goeiedag en welkom weer hier. Ek is Marius en dankie jy tyd gevat om vandag weer hier saam met ons te kan sit. Nou, as jy nog nie ingeskakel het hierdie afgelope week nie, ons is tans besig met die geheime van God se koninkryk en ons gesels oor die geheim van om betrokke te wees in mekaar se lewens, die beginsel van Jesus, die mekaar verse en die belangrikheid daarvan om jou rol te vind in die groter prentjie van die liggaam van Christus. Ons het gister daarna gekyk. Jy het 'n funksie en 'n rol om te vervul binne in die liggaam. Nou vandag vat ons hom verder en ons gesels bietjie meer hieroor oor die opdrag van opregte liefde. En ons kry dit binne in Romeine 12 vanaf vers 9 af en kom ons lees dit saam. Hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon 'n hartlike broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees vir mekaar daarin tot 'n voorbeeld. Hartlike liefde en eerlikheid. Bewys vir mekaar liefde teenoor mekaar. Wees opreg en eerlik. Baie keer in kerk het ons so 'n verwronge prentjie van eerlikheid. Ons het iets van 'n valse vroomheid. Ons gee iets voor wat ons nie regtig is nie. 'n Engelse woord, ons is fake. En niemand van ons hou van iets fakes nie. Ons gaan koop nie 'n fake kar nie, jy hou nie van fake klere in jou lewe nie. Jy wil die regte real McCoy hê. Nou vandag wil ek bietjie met jou praat hieroor. Wat is daar wat nie eg is in jou journey saam met Christus nie? Het jy al hierin gedink? Wat is daar miskien dalk wat net 'n normale ou roetinetjie, 'n gewoonte is wat geen bydrae voeg tot jou geestelike lewe nie en geen bydrae voeg tot ander mense se journey nie. Jesus daag ons uit om eg te wees met mekaar, om eerlik te wees met mekaar. En tot dieselfde toe ook om eerlik te wees oor ons liefde met mekaar. En hierdie eerlikheid rondom jou liefde met mekaar praat van om op 'n regte vriend te wees. 'n Opregte vriend, opregte vriendin, opregte medevolgeling sal bereid wees om eerlik inspraak te maak in iemand anders se lewe wanneer jy sien hulle is besig om te struikel of hulle is besig om weg te beweeg van Christus af. Dan hierdie week in jou lewe, wil jy nie eerlik wees heel eerstens met jouself en vra waar's ek in my journey met God? Waar's ek fake nie? Maar tweedens, wil jy nie eerlik wees in jou verhoudings nie? Waar's ek nie eg en opreg in my verhoudings met my medegelowiges nie, met mekaar nie? Waar's ek nie eg in my liefde vir mense rondom my, in my gemeente en my gemeenskap nie? So kom ons dink hieroor en bid ons saam. Here, help elkeen van ons. Ons gaan baie keer so deur die lewe en ons sê dinge wat mense graag wil hoor. Ons doen dinge wat ons dink reg is of in ons prentjie van godsdienst pas. Maar Here, help ons om eerlik te raak. Eerlik te raak met onsself, vir ons liefde vir onsself, maar meer is dit ook eerlik te raak oor die mense rondom ons, ons liefde vir die mense rondom ons. Here, help ons om opreg te wees in ons verhoudings, opreg te wees en eerlik genoeg en lief genoeg om te sê, weet jy, waarom jy nou besig is nie goed vir jou nie, of waarom jy nou besig is nie goed vir die liggaam of vir my nie. Kom ons wees eerlik, Here, en help ons daarmee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou kom ek en jy maak die keuse vandag om nie fake te wees nie. Kom ons leef lewens van opregtheid teenoor onsself, teenoor God en teenoor mekaar. Sien jou môre. Lekker dag.